My naam is Elsdaan Kamfer. Ek werk vir 'n opleidingsentrum waar ek 'n bemarker is al vir bietjie meer as 20 jaar, as jy dit kan glo. Gaan nie sê oud ek is nie, maar dat ek ook natuurlik my blog wat ek al doen vir omtrent 7 jaar, waar ek met mense gesels, kyk wat aangaan in my lewe en net sommer mense wat saam by stap op hierdie pad. Ek en Kobus geskei na omtrent 20 jaar, dat ons saam was. Maar ons was 26 jaar saam, as jy nou dink, voor ons trou ook inreken. Dat is goed verkeerd gegaan, dat vir my moeilik is om te verstaan baie keer. Maar nadat ons geskei het, het vir hom, hy het begin sukkel om aan te pas met alles om alleen te wees. En ek dink hy het gedink, ek gaan regtig weg nie. Ek dink hy het gedink, dis iets wat ek wil doen, om net spasie te hê tussen ons, of wat ook al, maar dat ek weer sal terugkom. Op die dag, waar die ongeluk gebeur het waar hy by my werk opgedag. Ek het eintlik glad nie gedink nie. Maar het my gebel net voordat ek gevra is die brief waar. En ek het gesê ja, maar ek het nie verder gedink daaroor, want ek was so op daardie stadium so senuweeagtig oor die hele ding en so gestres, want ek het die oggend sy dokter ook gebel en hom gesê, doen net iets, want hy cope nie, dit gaan nie goed nie. En toe op 'n stadium ek het uit die kantoor uitgestap en die volgende om te sy daar. En ek was bang. Die eerste keer van alles, dit was ek regtig bang om saam met hom te gaan. Maar ek het ook gedink, ek wil hom in die kantoor los nie, want ek wil hom nie in 'n verleentheid stel nie. Want ek kon sien hoe hy lyk, hy is ontsteld en hy is seer en is alles te mekaar. En ek dink, hy is 'n groot man. Ek wil nie vir hom verneder voor ander mense nie. En ons het afgegaan, onder dit is 'n groot parkeerarea in waar ons gebou is. En ons het afgegaan, so doen gepraat, maar ek was aan die een kant was ek so moedeloos om oor dieselfde ding te praat. Want hoeveel keer kan ek dan sê, dit gaan nie werk, ek gaan nie terugkom nie. Dit is hoe dit is. Ek het net vir hom probeer sê, gaan net aan met jou lewe, begin net iets doen of enige iets, dat hierdie hele ding net kan ophou. En op 'n stadium toe haal hy 'n pistooltjie uit, maar nou moet ek sê, 'n klein pistooltjie. Ek het nie gedink is regtig nie. Dit het vir my gelyk as speelding. En hy hou dit in sy kop en ek kyk hom met hierdie, hou net op hiermee. En die volgende om te skiet met deur my arm. En ek dink, kan dit is so geskok, ek kan nie dink is dit waar nie. En ek kyk af en ek sien maar is regtig so. En ek begin hardloop na die gebou toe, by die deure wat ek nou in en uit gaan. En daar kom 'n man afgestap in die trap en ek sien hom en ek dink, moenie hier wees nie. In die geval, en die volgende om te skiet het my 2 keer deur my rug. Maar die skiet en jy val net en as niks. Is dieselfde ding. En ek was definitief, ek dink ek het op my gesig geval, want ek het definitief 'n tyd wat ek gemis het. Dat ek miskien flou geword of iets soos dit. En toe ek wakker word, toe lê ek op my maag by die trappe en ek hoor iemand al moeilik asem agter my en ek dink, moet net nie daai man geskiet het nie, want hy het niks hiermee te doen nie. En in elk geval, toe begin die mense aankom, want hulle is toe verby die mense van my kantoor kom af en kom kyk wat aangaan en almal is daar. En daar's 'n mense wat carers het wel, ek kan nou sê uitverhuur, maar dis nie die regte woord nie. Maar van hulle is opgeleide susters en opgeleide verpleegsters en 2 van hulle kom toe af en kom kyk of hulle nie kan help nie. Maar daar was nie regtig iets om te doen nie. Die asemhaling, dit was toe Kobus homself geskiet het wat agter my sit, maar ek kon hom sien en ek kon glad nie omdraai nie. En toe besef ek net, ek gaan nie reg uitkom nie. En ek lê op my maag en ek weet ek kan nie beweeg nie. En my werkgewer kom sit by my en sy vra vir my, wat moet sy doen? En ek sê vir haar, kyk my handsak, my mediese fonds kaarte staan, bel 'n ambulans, doen dit of doen dat. En sal ek dink ek myself, as ek gaan lewe, tot die ambulansie kom, dan gaan ek. Maar as ek nie gaan nie, dan gaan ek nie. Maar ek is tevrede met al twee. Op die einde van die dag het die ambulans daar aangekom en vir ons altyd in verskillende ambulanse toe na hospitaal toe gevat. Maar ek is toe nou glad nie seker wat gebeur het, hoe is hy geskiet of niks van die aard, want ek kon hom nie sien nie. En hulle sit weer soos 'n nekbrace aan met hulle weet mos nie wat verkeerd is met jou nie. En toe in die ongevalle het ons langs mekaar gelê.
Maar die hele tyd het my gepla agterna, hoekom het ek hom nie gesien nie, maar dit was toe net die ding wat om my nek was, dat ek nie kon kyk nie, want hulle wil nie ons sommer so stil as moontlik hê. En so net op 'n stadium met iemand vir my kom sê, hulle moes die masjien afsit en hy is oorlede. Hulle kon nie meer enigiets vir hom doen nie. Nadat ons in die noodgeval is, ek uitgestoot na ek dink is soos wat jy nou in 'n ER inkom en jy loop by beddens vir die verskillende mense, het ek so plek toe gegaan. En toe op 'n stadium toe voel ek begin soos ruk dit en nou as gevolg van baie goeie op TV kyk, toe weet ek my liggaam gaan in skok. Toe sê ek vir dit is wat nou gebeur en dit is die laaste wat ek toe nou van weet. Sit ek my in induced coma gesit, seker vir 'n paar weke, ek weet nie presies hoe lank, maar dit was op 'n weke. En toe ek wakker word, ek het geweet ek is verlam. Die oomblik het my geskiet en ek het geval, ek het geweet. Die een kolf wat deur my rug gegaan het my diafragma beskadig, my milt deur my een long. Dit was 'n kritiese tyd om besluite te neem vir die mense wat na my gekyk het. Maar om te verstaan die afgelope tyd, kom ons sê maar my journey van wanneer ek geskiet is tot nou toe. Ek het vir iemand al gesê dat baie goed verkeerd gaan op die dag, maar dat ook soveel goed reg gegaan op die dag. Want ons het later het ons gepraat oor die koers wat deur my rug is. Hoekom kon dit nie net 'n sentimeter na die ander kant wees nie? Maar 'n sentimeter na die ander kant is my aorta. En as hy my deur my aorta geskiet het, het ek my dood gebloei nie daar. So daar was soveel dinge wat ek gedink het. Ek het in my, kom ons sê net maar voor my vorige lewe, ek het so sê. Toe ek gediagnoseer is met kanker, ek het letterlik uitgeklim by die hospitaal en ek het gesê, dis wie jy is nou, deel met dit. En ek het alles gedoen. Ek het gesorg dat mense okay is, ek het my behandeling uitgesorteer met my dokter, waarmee ek okay is, ek het alles gedoen. Die Here was nie betrokke daar nie. En ek het elke stap wat ek gegaan, ek het nooit vir niks gevra nie. Ek het niks gedoen, want ek weet ek kan dit doen. En hierdie keer was dit glad nie so nie. Ek dink die Here wou vir my wys, kom ek hou jy in my hand. En dit sê jy wat jy oor besluit nie. En die hele pad van toe tot nou, het het vir gevoel, die Here is naby my. Hy hou my hand vas en help my deur alles. Dit was nie kwessie van, hy's daar en ek bid en ek vra nie, hy's hier en hy help my nou en hy help my hier. Wat my soveel kalmer gemaak het en soveel vertroue gegee het in dit wat ek weet nou is. Maar dit is nie vir my, dit is nie maklik nie, dat is vanselfsprekend goed wat nou moeiliker is as voorheen, maar as 'n mens is dit vir my maklik. Want ek het daar ondersteuning en ek weet hy's daar. Ek het in my lewe lank het ek altyd gedink, wat wil ek hê? Terwyl ek getroud was, wat sal ek wil hê? Ek het dit gemis dat mense na my huis toe kan kom. Ek het dit gemis dat ek my eie ding kan doen, my eie huis kan hê, my eie alles kan hê, maar nie net vir my nie, ook vir die mense om my. Ek het baie amazing mense om my. En ek kon hulle nooit huis toe bring, om daar te kuier of iets van die aard doen. Dis lekker om na 'n coffeeshop te gaan, maar jy wil tog jou eie plekkie. So ek wil 'n huis gehad het waar my deur oop staan vir mense. Nie by vriende en familie nie, maar vir mense. Mense kan inkom en kom gesels. Ons te stoepie met 'n tafel waar geen onderwerp is taboe nie. Ek kan enigiets kom gesels oor. En ek het al met mense 12 in die nag gesit gesels oor goedjies wat vir hulle moeilik is en waar hulle moet gaan. En dit is vir my wonderlik om dit te kan doen. Want as ek het alles wat ek altyd wou hê, het ek nou. En al is ek in 'n rolstoel, maak dit geen verskil nie. Ek is vry van onderdruk en ongelukkig wees en die rolstoel was 'n prys om te betaal daarvoor, maar dit was 'n prys wat werd is om te betaal daarvoor. Stuur jou getuienis na getuig@lig.co.za.